Jy het al die aankondigings gekry en kyk net weer daarna asseblief na die elektroniese weergawe. As daar enige navrae is, kontak vir ons. Ons sal graag vir u daarmee help. Ons preek vanoggend is nogal 'n diep tema. Hoe kan ek 'n lewe vol wonderwerke beleef gedurende 2026? So ek doen dit op hierdie biddag vir onderwys en opvoeding. Ek sal voordat die kinders uitgaan, sal ek spesifieke gebed vir die onderwys en opvoeding doen. Ek gee jou geleentheid om net so 'n bietjie stil te word, af te skakel en dan gaan ek begin met die wotum en die seëngroete. Ek soek na u, o God, my God. Ek dors na u. Ek smag na u soos in 'n dor en 'n droë land, 'n land sonder water. Ek wil by u in die heiligdom wees, om daar u mag en u goedheid te ondervind. Ja, Here, u troue liefde is meer werd as die lewe. Amen. Dis 'n wonderlike moment hierdie vir my altyd in die liturgie. As ek vir u kan groet in die naam van die Here Jesus Christus. En waar jy sit, kan jy jou hand net so oopmaak as jy gemaklik is daarmee. Want dit wat vanuit die hemel na my toe hier kom by die kansel en die liturgiese ruimte vloei deur na u om te ontvang. So vanoggend genade. En dit beteken om iets verniet te kry wat ek nie verdien nie. Barmhartigheid, God se groot hart en vrede. Kom baie spesiaal na jou toe. In die naam van God die Vader, die Skepper God, die onderhouer, Jesus Christus, sy Seun, die Verlosser, deur hierdie onbeperkte, kragvolle werking van die Heilige Gees. En dit is vanoggend baie spesiaal vir jou, ontvang dit. Goed, kom ons begin dan met 'n gebed vir die onderwys en die opvoeding. Ons bid saam. Here, reeds daar in die tuin van Eden het u begin om vir ou Adam te onderrig. En hy moes vir u terugvoering gee oor die diere wat elke dag vernoem het. Here, en ons het 'n skoolsisteem en 'n universiteitssisteem oor die laaste klompie jare by mekaar gesit wat afgerond is, waarin daar ook 'n groot stryd is. Ek dink byvoorbeeld in Amerika waar daar nie 'n woord oor u gesê mag word in die skole nie. Is in baie universiteite uitgebeer. En dit het die mens gebring by 'n punt waar hulle dink hulle sonder u kan klaarkom. En Here, dit word oorgedra aan klein kindertjies, wat eintlik maar net by hulle pappa en mamma en oupa en ouma wil hoor dat daar 'n goeie God in die hemel is en dat dit die oorsprong is van alles en almal. Ons bid vanoggend vir onderwysers
wat baie swaar kry in die onderwysstelsel. Ons bid vir die leerders wat baie keer net nie toegang het tot behoorlike onderwys nie. Ons bid vir mense wat so graag in tersiêre onderwys wil ingaan en nie die geleentheid kry nie. En dankie dat hierdie gemeente deel kan wees van 'n poging om vir iemand so Sibusiso te help, om eintlik sy groot droom en ook die roeping wat U vir hom gegee het, na te kom, om nou verder te kan studeer, daar by Missional University in die VSA. Dankie dat dit vir hierdie gemeente in Kranskloof moontlik is om hom te bemagtig. Maar Here, soveel meer pastore is daar, sommer net hier om ons, wat geen kwalifikasie het nie. Wat sommer maar ietsie uit hulle voorvadergeeste in die Afrika godsdienste opdis, as hulle die Bybel lees en iets tussenin vir hulle handjievol lidmate vertel wat dit dan glo. Here, ons wil bid dat U in die dieptepunt van die onderwys en die opvoeding U self sal openbaar in hierdie dae op 'n nuwe manier, op 'n manier wat ongekend is. Dat onderwys en opvoeding elke leerder, elke ene wat voorstaan en leiding neem, geesvervul sal raak. En hoewel Here dit vanoggend onmoontlik voel, gaan ons juis vanoggend kyk na 'n lewe vol wonderwerke en bid ons dit dan ook toe vir almal in die onderwys en opleiding gedurende 2026. Ons bid dit, Here, in diep afhanklikheid van U en met die besef dat dit net U genade is wat die verskil kan maak. Amen. Toe die Fariseërs hoor dat Jesus die Sadduseërs die mond gesnoer het, het hulle by mekaar gekom en een van hulle wetgeleerde het hom met 'n vraag probeer vastrek. Meneer, vra hy, wat is die grootste gebod in die wet? Jesus antwoord hom, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die grootste en die eerste gebod, en die tweede wat hiermee gelyk staan is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. In hierdie twee gebooie is die hele wet en die profete saamgevat. Liewe gemeente, as ons hieroor reflekteer, is ons almal in die moeilikheid. 'n Afgod is iets wat ek op enige stadium van die dag voor die Here stel. As ek negatief in my hart voel vanoggend teenoor enige iemand, en ek dink almal van ons is in 'n mindere of meerdere mate skuldig daaraan, dan is ons skuldig in hierdie tweede tafel van gebooie. Dan is ons in die hele wet skuldig. En al wat ons kan doen is om vanoggend voor die Here te kan sê, maar ons is gebroken. Ons is in die moeilikheid. En dis wanneer God dan sê, maar dis juist uit genade wat jy gered is. Nie uit verdienste nie, nie uit goeie werke nie, maar suiwer genade. Jy kan net so sit, en as jy wil, kan jy saam met my die 12 artikels, die apostoliese geloofsbelijdenis hardop sê, maar jy kan bly sit. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde. En in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en ter helle neergedaal het. Wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel
die wat reeds gesterf het, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk. Die gemeenskap van die heiliges. Ek glo in die vergifnis van sondes. Die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. En mag dit so wees. Amen. As ek vanoggend met jou oor hierdie tema praat, dan weet ek dat daar baie Christene is wat as ware leef soos mense wat ly aan bloedarmoede. Nou, vir iemand wat daardie uitdaging het, weet dat 'n mens geweldig kragteloos voel. Dat daar tye in die dag is, veral in hierdie hitte, wat jy voel jy gaan omval. Jy moet eerder 'n bietjie gaan lê. Jy kan nie die volheid van die lewe omhels nie. So ek gaan begin deur vir ons teks te lees hier uit Johannes 5 uit, en dit is hier van vers 24 af. Kom ons lees saam. Johannes 5:24. Dit verseker ek julle. Wie luister na wat ek, dis Jesus sê, en in hom glo wat my gestuur het die ewige lewe. Baie eenvoudig. Daai persoon, hy word nie veroordeel nie, maar het reeds uit die dood na die lewe oorgegaan. Ek wil hê jy moet ietsie van die dieptepunt van hierdie vers verstaan. Jy word nie veroordeel nie, maar jy het 'n ander posisie. Jy het reeds van die dood na die lewe oorgegaan. Ek verseker julle, daar kom 'n tyd en dit is nou, wanneer die dooies die stem van die Seun van God sal hoor, en die wat daaraan gehoor gee, sal lewe. Nog 'n belofte. Soos die Vader die lewe in homself het hy die lewe ook aan die Seun gegee, om dit in homself te hê. So God is lewe, met ander Jesus Christus is lewe. Vers 27, hy het hom, dis God die Vader, het vir Jesus die volmag gegee om te oordeel, omdat hy die Seun van die mens is. Moenie hieroor verbaas wees nie, want daar kom 'n tyd wanneer almal wat in die grafte is, sy stem sal hoor en sal uitkom. Die wat goed gedoen het, sal opstaan en lewe, en die wat verkeerd gedoen het, sal opstaan en veroordeel word. Nou goed, dit beteken dat as Johannes dit sê, dan sê dit so klein bietjie histories oor die mense wat uit die Ou Testament en in die vorige era geleef het. Dis nou 'n hele teologiese onderwerp waarop ek nou nie gaan fokus vanoggend nie, maar net so 'n bietjie vir die konteks. 'n lewe vol wonderwerke. Hierdie Johannes teks open een van die diepste waarhede wat Jesus ooit gesê het. Hierdie woorde wat Jesus aan die Jode in sy tyd rig, dra steeds krag om ons vandag 2000 jaar daarna te transformeer, met ander radikaal te verander. Hoe kan ek dan 'n lewe van wonderwerke beleef gedurende 2026? Hoe kan hierdie teks vir my 'n kaart wees op my lewenspad? En weet julle, vir ons wat so 'n bietjie ouer al geword het, is dat die lewe
en ook ons geloofslewe ons baie maklik in 'n groef invat. En ek onthou my professor daar by Tikkies wat gesê het, meneere, die verskil tussen 'n graf en 'n groef is net die diepte wat verskil. So ons weet dat ons kinders van die Here is. Hier is baie min mense hier wat vanoggend opgestaan het en nie gaan fietsry het of gaan draf het by die strand of net in die tuin werk, wat nie 'n persoonlike verhouding met die Here het nie. En wat ons doen is ons bepreek julle elke Sondag, baie keer asof julle ongelowiges is. Baie keer is julle geloof dieper as ons wat hier voor staan om julle te leer. Maar die dimensie van wonderwerke in 'n mens se lewe is verrassend, is vars, is nuut. En wonderwerke begin by geloof. Wonderwerke begin by skille wat van my eie oë af begin val oor waar God aan die werk is. Wonderwerke is om in die teenwoordigheid van die Here te wees en nie die kanker te dodge nie, maar te voel hoe God se teenwoordigheid by jou is as jy daar in die kankersal sit die hele dag en 'n oortapping moet kry. En weet dis God se genade wat jou nuwe lewe gee. En baie keer 'n 5 of 'n 10 jaar lewensverlenging om 'n kleinkind te sien of om 'n saak af te handel. Dis 'n wonderwerk. Ons sê baie keer ja, dis die dokters en die mediese wetenskappe wat vorentoe gaan, maar God is hier aan die werk. Dis God wat 'n wonderwerk stuur om vir jou vrede te gee in die donker nag, hier tussen 3 en 4. Wanneer die meeste mense toevallig die laagtepunt betref, in terme van hulle lewensritme en baie dan sterf. Om daardie saak wat jy in die donker nag by die koggelende uitdagings van trauma nie kan oplos nie, en nou al verlang nie kan oplos nie. Vir jou die oplossing in jou verstand te gee, as die strale van die nuwe dag saggies oor planeet Aarde uitgestoot word. Dit is 'n lewe vol wonderwerke, nie iets ver, nie iets wat eendag sal gebeur, wat met ander mense sal gebeur, wat meer heilig as ek is nie. Dis 'n lewe waarin daar skille van my oë afval en waar ek God moet vertrou en baie keer oor die dun bruggie moet stap van onsekerheid om die God van die lewe aan die ander kant te ontmoet. Nou die eerste prentjie daar is die tipiese prentjie van engeltjies met harpe. En die vraag sou wees, is dit wat ons nou na hierdie lewe gaan doen? Gaan ons almal daar die gawe van harpspeel kry en gaan ons engeltjies wees? Nou, wat mooi is van daai prentjie is hy nou verby hierdie negatiewe verskynsel kyk wat dit eintlik vir jou kan inhou. Is dis vredevol, dis volledig en dis die teenwoordigheid van God.
Die volgende prentjie wys vir ons 'n koning met die gesag wat op die troon sit. 'n beeld van 'n koning wat vanaf die troon spreek, het absolute seggenskap. Wonderwerke vloei vanaf die troon van God na wie toe? Ons het altyd gepraat van sy gesande. Dis die mense wat deur hom gestuur word. Maar dit is die mense wat sy kinders is. Wanneer ons verstaan dat ons in Christus gesetel is by die regterhand van God en dat ons deel kry aan hierdie koninklike gesag, verander ons perspektief volledig. Ons bid nie meer soos bedelaars nie, maar as koninklike kinders wat toegang het tot sy troon van genade. Hierdie posisie van gesag is nie arrogansie nie. Dit is die erkenning in dit wat Jesus Christus reeds bewerk het. Maar wat baie interessant is dat God nie 'n passiewe troonsitter is nie. God is besig om op hierdie moment self te werk. En dit word bevestig deur 1 Konings 22. Dis fenomenaal om te dink dat 2 Kronieke 16 vers 9 vanoggend na jou toe kom en vir jou sê, die Here het sy oë oral op die aarde, sodat hy kan help die wat met hulle hele hart op hom vertrou. Dit staan in die woord. Die Here het sy oë oral op die aarde, sodat hy die kan help wat met sy of haar hart volkome op hom vertrou. Elke keer as die Here ons opregte noodkreet hoor, daai versagting, selfs die woorde wat ons nie het nie, vind daar 'n wonderwerk plaas. God is aan die werk op 'n fenomenale versorgende manier. Die vorige prentjie vertel vir ons die verhaal van iemand wat blomme versorg. 'n Vrou wat liefdevol blommetjies nat gooi. En dit laat my nogal dink, wel, hier is 'n klomp wonderlike tuiniers hier. Wynand is seker vir my die mees aangrypende voorbeeld van versorgende liefde. Wat geduldig wag, wat elke dag versorg. Julle sal ook onthou as Jesus Christus opstaan, dan doen hy homself voor daar aan Johannes en Petrus as 'n tuinier. Hulle spreek hom ook aan as die persoon wat die tuin versorg. En so is God besig om as ware geduldig jou hart in gereedheid te bring soos 'n tuinier, om jou te versorg, om geduldig jou in te nooi in die ruimte van geloof. Maar dan nie net jou eenmalig by geloof te wil uitbring nie, maar juis vir jou wonderwerke gee om dit wat God eintlik op die aarde wil doen. En dit kan deur versorging ook wees. Dit kan ook wees deur net geduld te hê met mense wat baie moeilike persoonlikhede het. En ons almal ken hulle. Ons sal dadelik 7 name nou kan neerskryf van moeilike mense wat al ons pad gekruis het. Ek sien party van die glimlag. En dit is so. Maar om God te wees vir daardie persoon, om daardie oulaas bemesting te doen,
in daardie persoon se lewe. En ek het die laaste tyd baie diep in Johannes 15 ingegaan, waar God sê, hy snoei ons, daardie takkies, daardie deeltjies van ons lewe wat nie reg is nie, wat wild groei, moet afgesny word. En enige iemand wat in die tuin werk weet, as jy nie snoei nie, dan gaan alles die mekaar en wild en die vruggies is klein. Maar as jy die regte lote beskerm en die onnodige goed kan afsny, dan dra jy meer vrug. So God wil hê dat jy ontslae moet raak van onnodige dinge in jou lewe. En dit is baie keer pynlik. Baie keer moet jy van sekere mense ontslae raak om meer vrugte te dra. Baie keer moet jy wegloop vanuit situasies, is God dit aan jou openbaar. En dan sit jy nie my eie denke nie. Ek sal altyd na 'n medegelowige toe gaan en gaan hoor wat daardie persoon ook sê. Laat dit nie net ek is wat oordeel wat ek moet doen nie. Die versorgende karakter van God as 'n tuinier. Ons het na die prentjie gekyk van NASA oor die aarde. Maar ons is maar eintlik baie klein mensies op 'n baie klein planeet in die skepping. So die feit dat hierdie grootte God met my wat 'n spikkeltjie is in kontak kom, is eintlik ongekend. Maar ietsie van daardie prentjie dui ook vir ons die krag, die energie, die almag van God aan. En God wil daardie volheid van die krag wat hy het, van die almag, want onthou, God is nie meer direk op die aarde aanwesig nie. Hoe is hy dan aanwesig? Hy is deur jou en deur my en deur ons geloof is hy aan die werk in hierdie wêreld. En ons vergeet dit baie keer as kerk, veral as ons na binne toe fokus en ons in ons eie belang optree en so graag net onsself wil beskerm. So die volgende prentjie gee vir ons 'n goue sleutel. Die groot goue sleutel verteenwoordig toegang tot die onsigbare, toegang tot die bonatuurlike, toegang tot God se wonderwerkende krag. Jesus gee vir ons hierdie sleutel in vers 24. Wie my woord hoor en hom glo wat my gestuur het die ewige lewe en kom nie in oordeel nie, maar het oorgegaan uit die dood in 'n nuwe lewe in. Dit beteken dat jou identiteit, as jy in 'n nuwe lewe ingaan, nie meer in hierdie liggaam sit nie. Ons almal is in die begin van die jaar so 'n bietjie behep oor die feit dat ons te veel geëet en gekuier het oor Kersfees en ons voel baie keer in die oggende ons lede is so 'n bietjie sterk. Ons sukkel om los te kom. Maar dis 'n teken van ons liggaam wat besig is om af te gaan. Maar die vraag is dat groei jy in jou nuwe identiteit en in jou nuwe liggaam wat 'n bonatuurlike liggaam is, wat in jou ingeplant is, wat voor hierdie lewe al deel van jou lewe, jou identiteit was, en wat jou volle identiteit gaan wees na hierdie lewe.
En sien jy dat wonderwerke gebeur in 'n ander dimensie. Dit gebeur nie altyd sigbaar vir ons hier nie. Die Fariseërs daag Jesus uit en sê op onbillike tye, jy moet nou 'n wonderwerk doen. Die Romeinse soldate, as Jesus aan die kruis is. Maar Jesus Christus steur hom nie daaraan nie. Hy speel nie vir die gehoor nie. En ek en jy moet baie duidelik en seker maak dat ons hierdie ander dimensie, hierdie ander identiteit in hierdie oggend en in hierdie jaar omhels. En elke keer as jy in die spieël kyk of op die skaal klim en dit bevredig jou nie, of jy styf uit die bed uit klim in die oggend, dan moet jy sê, ja, ou liggaam, ek sien jy kry so 'n bietjie swaar, maar dankie Here, want dit beteken, die tree wat ek nou gee, is 'n tree nader aan U. Paulus wat sê, wie sal ons red uit hierdie doodsbestaan? En dan sê hy, maar God gee vir ons lewe. En hy gee lewe in oorvloed. En hy wil vir jou oorlaai met hierdie volledigheid en hierdie lewe van wonderwerke wat vanuit die ander dimensie is. Maar sien julle, ons beperk onsself deur so diep in hierdie lewe in te klim, dat ons nie die goue sleutel wat God vir ons gee om die hemel al te begin oopsluit en daai ander dimensie ons eie te maak nie. Nou wat is dan die deel van die goue sleutel al hier op aarde? En dis die volgende prentjie. Ek begin af te sluit. En hierdie prentjie wys vir ons 'n familie wat saam bid. En baie keer sê ou mense vir my, ag Dominee, wat is my funksie? Ek lê in hierdie ou klein kamertjie, ek kan nie eers meer opstaan nie. Ek kan nie eers meer behoorlik badkamer toe gaan nie. Hoekom wil die Here my nie uit hierdie lewe uitvat nie? Dan sê ek, Tannie, jy moet bid vir jou kleinkinders. Jy moet bid vir jou kinders wat swak ouers is vir jou kleinkinders. Ons moet nie hierdie mond gebruik om hulle te veroordeel en te vertel wat hulle moet doen nie. Hulle hoor jou in elk geval nie. Jy het so 3 kansse, dan skakel jou skoonkinders af. Maar jy kan met God praat vanuit die ander dimensie, en God wat in die ander dimensie is, sal regstel. Hoekom? Want ons het hierdie teks gelees, die Here het sy oë oral op die aarde, sodat hy die kan help wat met hulle hele hart op hom vertrou. So as jy as oupa, as ouma, daar met die Here doenig is, al lê jy al vasgekluister aan 'n bed, of jy sit in 'n rolstoel, en jy praat met God, en jy is deel van die ander dimensie, dan sal God op 'n wonderbaarlike manier op sy tyd, en dit sal miskien eers na jou dood wees, sal hy radikaal insny in daai kind, of hy skoonkind, of hy kleinkind se lewe. Maar jy het die verantwoordelikheid om God daaraan te herinner. En hoe wonderlik is daai prentjie nie vir families wat saam bid nie. Die volgende prentjie wys vir ons 'n koerier. En hierdie ou is besig om 'n geskenkie te gaan aflewer. Nou ek en jy moet eintlik besef dat ek en jy 'n koerier is vir die Here. As jy by daai karwag kom, daai ou wat hier uit Afrika uitkom, wat altyd vriendelik is en kyk of jy meer R5 gaan gee nie, R10 gaan gee nie. As jy vir hom sê, maar weet jy, die Here is goed, ek kry jou verskriklik jammer, ek vra altyd vir hulle, wanneer laas was hulle van waar af kom, dan kom hulle hier uit DRK uit of verder. Dan sê ek, wanneer laas was jy daar? Die arme man wat vir my sê, hy kom van Malawi af en hy was 12 jaar laas by sy familie. Weet julle hoe erg is dit?
En ek kan vir hom sê, maar ek kry jou baie jammer, en kan ek saam met jou bid? En dan loop daar trane uit hierdie karwag se oë. Hy sê, are you a man from God? Glimlag ek maar net, want dit is nie my werk om dit vir hom te sê nie. So ek en jy moet kyk, waar kan ons in moeilike situasies God se koerier wees, om hoop te bring, om liefde te bring, om genade te bring, om God se boodskap oor te dra. Ek sluit af met seker een van die mooiste prentjies. Dis die laaste prentjie, harmonie in die hemel. Op hierdie dag, as dit ook gaan oor die onderwys en die opvoeding. En wie van ons kry nie trane in ons oë as ons dink dat dit eintlik ons enigste werk, nie ons sportprestasies, nie by die geld wat ons maak, nie al die ander dinge nie, maar net om jou kind en jou kleinkind in hierdie lewe te verbind aan hierdie nuwe lewe aan Jesus Christus. En dat ek en jy vanoggend genesing sal vind van al ons seer. Die skerp woorde van mense wat 'n oordeel oor jou uitspreek. Miskien mense baie naby aan jou wat jy liefhet. Miskien is jy in 'n seisoen vir jou lewe wat jy nou broos is, waar jy sagte woorde wil hê. Kom God. En ek kom gee jou nie net die sagtheid deur sy genade nie, maar hy kom kondig vir jou in hierdie jaar 2026 sy beloftes van volledigheid, van wonderwerke, van die onwaarskynlike ding wat gereed is om te gebeur op God se tyd vir jou aan. Ontvang dit, liewe gemeente. Dit kom van God af. Dit is vir jou. Dis die kernpunt van ons geloof. Amen. Here, ons sê, Here, ons kan nie anders stel as om vanoggend voor U te kom buig, ons hele lewe voor U te kom stel, maar ook, Here, in die dieptepunt van ons bestaan, ons identiteit, met ander wie ons is, weer by 'n dieper herontdekking uit te kom, van dat dit in hierdie lewe oor niks anders gaan, maar niks anders gaan, as die diepste, mees intieme verhouding met U. En dat U vir ons vanoggend amper skille van ons oë laat afval oor ons lewe, ons engheid, hoe ons na die lewe kyk, na ons probleme kyk. En vir ons kom wys dat U onbeperkte wonderwerke het, wat volledig ons uit elke situasie kan vat en kan begelei na 'n lewe vol wonderwerke. Here, laat ons vanoggend daardie valshede waaraan ons vashou, daai selfgerigtheid, daai eie menslike pogings, Here, voor U heilige troon kom plaas, en dat die koelwindjie van die Heilige Gees oor ons dor siele sal waai, sodat ons binne U wil kan inklim en anders te kan lewe. Ek bid, Here, dat U 'n lewe vol wonderwerke vir hierdie gemeente, vir elke lidmaat wat hier is vanoggend, vir hulle wat nie hier is nie, maar vir hulle totale familie sal gee. Ons bid dit vanuit die woord. Ons staan op die woord.
Ons bid dit met die krag van die Heilige Gees vir elkeen. In die heilige naam van Jesus, die enigste Here. Amen. Goed, ons slotlied dan liedboek 602, 1, 3 en 5. Ontvang dan die wonderlike seën van die Here. Gaan leef in hierdie lewe van wonderwerke verder in 2026. Ons bid dat die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap met sy Heilige Gees by jou sal wees, by jou sal bly, totdat God op sy tyd jou kom haal. Amen.